Baie welkom, ek vertrou dat dit met die baie goed gaan en dat die waarheid van die woord van God steeds vir baie kosbaar en baie belangrik is. Nou in vandag se onderwerp gaan ons gesels oor die onderwerp van is die laaste 7 jaar God se wraak. Daar's soveel onkunde oor die laaste week van Daniël en so baie mense glo dat die laaste 7 jaar 'n tydperk van wraak en oordeele en vervolging gaan wees. Nou ja, al hierdie goed gaan plaasvind tydens die laaste week, maar die wraak van God is nie vir 7 jaar aan die gang oor die aarde nie. Dis wat baie pre-trib-leraars vir hulle mense leer, en daarom glo hulle aan 'n pre-tribulation rapture. Nou ons gaan vandag vir 'n paar videoklips speel, ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif, en ons gaan 'n bietjie gesels daaroor om te kyk, wat sê die woord van die Here, wanneer begin God se wraak oor die goddelose in die laaste 7 jaar periode. So kom ons spring dadelik weg. Nou, hoekom verwar die kerk die wraak van God met die groot verdrukking? Ek dink dis 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra, want daar's soveel verwarring oor die laaste week van Daniël, dat hulle glo, die 7 jaar periode is God se wraak, en ek het al 'n paar video's daaroor gedoen. Jy kan gaan kyk daarna, hoe dat leraars beweer, dat die 7 jaar periode is totaal en al God se wraak en oordeele, en gebruik hulle die skrifte buite konteks om so iets te promoveer. Daar's 'n geweldige verskil tussen die wraak van God en die groot verdrukking. En ons gaan vandag bietjie daarna kyk in vandag se video. Nou dit is hoekom baie van hierdie mense 'n pre-trib rapture wil promoveer en dit ook dan probeer staaf in die woord uit, omdat hulle glo die kerk kan nie deur God se wraak gaan nie. Die waarheid egter is dat ons deur verdrukking sal gaan, maar nie deur God se toorn of God se wraak wat gaan plaasvind aan die einde van die 7 jaar nie. Nou kom ons kyk na 'n skets wat so 'n bietjie verduidelik die verskillende weergawes wat gebeur in die laaste 7 jaar periode. Nou jy kan sien dat die pre-trib heel bo in die lys is. Hulle glo die 7 jaar is God se wraak, the wrath of God, heel bo. Die tweede is mid-trib en die derde post-trib. Hierdie mense glo ook dat God se wraak gaan plaasvind, wat die mid-trib glo in die middel van die 7 jaar tot aan die einde. Dis ook nie die geval nie. En dan is die post-trib wat glo dat die wraak op die laaste dag val, of tydens daai laaste, op die einde van die 7 jaar natuurlik. Nou ek konsentreer vandag op die pre-rev rapture, wat vir my die mees akkurate voorkom in die woord van die Here. Die eerste 3,5 jaar is die begin van smarte. Dan in die middel, dit is die abomination of desolation. Hier vind die ontheiliging van die tempel plaas, Matteus 24 vers 15 en aan. En dan sal die groot verdrukkinge aanvang neem. Jesus sê, dan sal daar 'n groot verdrukking wees. Dit is die wraak van Satan, waar Satan deur die antichrist die kerk gaan vervolg, en vervolging reg oor die wêreld gaan toepas, vir hulle wat weier om te aanbid en die merk van die dier te aanvaar en so meer. Maar wanneer die 6de seël oopmaak, dan verkort die Here hierdie tyd van verdrukking en vervolging, en dan kom hy terug en haar pad soos sy kerk weg uitgevaar uit, wat natuurlik die wraak van God is, nadat die 6de seël oopgemaak het. Nou dis net 'n verkorte weergawe van die verskillende sienings. Kom ons gaan kyk nou na die verskille wat die Grieks vir ons aandui, die verskil tussen die wraak en die verdrukking. Nou, die groot verwarring tussen die groot verdrukking en die wraak van God is so duidelik, wanneer jy gaan kyk na baie van hierdie leraars se preke en video's wat hulle maak. Hulle het geen onderskeid tussen die twee gebeure nie, maar die wraak van God is daar 2 woordjies wat die Grieks vir ons baie duidelik insit. Thumos en orgai. Dit is 'n belangrike 2 woorde wat vir ons dan net aandui presies wat dit is, naamlik fierce indignation, outburst, anger, passion, wrath. Dis die wraak van God. Dit kom uit die hand van God. Geen mens kan die wraak toepas nie. Dit is God wat hierdie wraak toepas na die groot verdrukking. En dan is daar 2 woordjies, dikmos en telipsis, wat verdrukking of vervolging aandui. En dit is maar eenvoudig net wat dit is, distress, persecution, or trouble, or tribulation. So daar's 'n gewellige verskil tussen die verdrukking en die wraak van die Here. So kom ons gaan luister nou na 'n videoklip van Billy Crown, waarin hy die laaste 7 jaar totaal as die wraak van God aandui. Kom ons gaan luister en dan bespreek ons dit vandag.
You want to be in the rapture. You don't want to be left behind. Because the Bible's very clear. At the rapture, again, man, we get sucked up off this earth. We meet the Lord in the clouds, and all this baloney fades away. But right after the rapture, shortly thereafter, I don't know the exact date of the hour, but man, shortly after that, bang! God's wrath is going to be poured out on this planet for 7 years nonstop. You don't want to be here. And so if you're not saved, you need to get saved right now. This is not a game. Nou, Billy Crone beskryf hierdie tydperk van 7 jaar as die wraak van God. Wys my enige skrifgedeelte wat dit aandui. As jy die boek Openbaring gaan bestudeer, sal jy presies sien dat hierdie goed vind plaas in 'n kronologiese volgorde. En dit is belangrik dat ons dit sal verstaan, want die kerk gaan nie weggeraap word voor die 7 jaar nie. Maak dit nou maar, maak 'n aantekening daarvan, wat ek vandag vir u sê. Dit gaan nie gebeur nie. Al verskil die met my, al stry die mense met mekaar oor, dit staan nie in die woord van die Here nie. Dit gaan nie plaasvind nie. Die wegvoering gaan plaasvind by die wederkoms van Christus na die groot verdrukking. En hierdie gedagte kom maar net uit die Left Behind reeks van 'n sogenaamde pre-trib rapture en 'n Left Behind. Die wat nou nie reg was nie, gaan 'n tweede kans kry en hulle is nie deel van die bruid nie en so meer en so meer. Dit staan nie in die woord van die Here nie. Nou kom ons gaan kyk na 'n videoklip wat ek bietjie verkort het, waarin hierdie man dan verduidelik het en wys hoe lyk die 7 jaar periode. Kom ons gaan kyk of dit werklik die geval is wat die woord van die Here vir ons wys. Kom ons gaan kyk. Pak van die 6de seël, gaan hierdie dinge plaasvind wat jy pas in hierdie video gesien het. Dit gaan nie plaasvind in die eerste 3,5 jaar nie, dit gaan nie plaasvind in die middel van die 7 jaar tot by die 6de seël nie. Hierdie vind plaas in die oopmaak van die 7de seël, aan die einde van die 7 jaar periode. Nou as jy die woord van die Here gaan lees in Openbaring 6 vers 12 tot 17, dan sal jy sien wat daar staan geskrywe, en ek het gesien, toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword, soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vrye boom
wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerste oor 1000, en die magtiges, en al die slawe, en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke, en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons, en bedek ons, vir hom, en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan. Hierdie vind plaas na die groot verdrukking, volgens Matteus 24, vers 29-31, jy kan dit in Markus 13 gaan lees, jy kan dit in Lukas 21 gaan lees. Na die verdrukking sal hierdie goed wat jy pas in hierdie video gesien plaasvind. Dan het die dag van sy toren gekom. Kom ons gaan luister na 'n video van Steven Anderson, waarin hy die verskille tussen die wraak van God en die verdrukking pragtig uiteensit. Kom ons gaan luister. First comes the tribulation, then the sun and moon are darkened, then Jesus comes in the clouds for the rapture. The reason why people think that the rapture is before the tribulation is because they confuse the tribulation with God's wrath. Now, one thing to prove that God's wrath and the tribulation are two completely different things is that in Matthew 24:29, it says, immediately after the tribulation of those days, the sun shall be turned into darkness and the moon shall not give her light. So the Bible's real clear in Matthew 24 that the sun and moon are darkened after the tribulation. Well, then if you go to Revelation 6, where you read about when the sun and moon are darkened, when the sixth seal is opened, it says, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, exactly what it said in Matthew 24. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? So, according to this, when does God's wrath begin to be poured out? When the sun and moon are darkened is when they say the great day of his wrath is come. Present tense, is come, meaning that it just came. So, if Matthew 24 says that the sun and moon are darkened after the tribulation, and if God's wrath doesn't start until after the sun and moon are darkened, how can they be the same thing? So the wrath doesn't begin until after the sun and moon are darkened. And usually when you try to ask people to show you scripture on the pre-tribulation rapture, they can't show you any verse. And I'll challenge anybody to show me one verse that actually uses the word tribulation in it to support their pre-tribulation rapture position. They can't do it. They have to show you verses that use the word wrath. They'll find verses showing that we as Christians are not under God's wrath. And they'll show verses that say that we're not appointed to wrath and that we are saved from wrath. And they'll say, see right there, the Bible says we're not going to go through the tribulation. But wait a minute, tribulation and wrath are two different things. Nou, dis presies wat hy sê. Hulle gebruik skrifte om aan te dui dat ons nie deur die wraak van God gaan nie. Ons is nie bestem tot toren nie, en jy kan dit gaan kyk, hulle gebruik dit gereeld. Hulle sal nooit vir jou skrifgedeelte presies lees wat daar staan, en ons gaan nie deur die groot verdrukking nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Dis altyd die woorde wraak. So hulle gebruik die term wraak as groot verdrukking, en daarom beskou hulle hierdie week as een en dieselfde ding. Groot verdrukking is die wraak van God. Nou kom ons gaan kyk na 'n skets, en ek gaan dit vir julle verduidelik, die kronologiese volgorde van gebeure tydens die laaste 7 jaar periode of die week van Daniël. Nou die 7 jaar of die laaste week van Daniël bestaan letterlik uit 7 jare. En dit kan ingedeel word in 2 dele, 3,5 en 3,5 jaar. Ons weet reg aan die begin van die 7 jaar, dit is die teken dat die laaste 7 jaar begin. Dit sal die sleutel wil jy storie groot, die 7 jaar van Daniël, die laaste week, en dan sal al die dinge begin plaasvind. Dit is die sluiting van die verbond,
wat gesluit gaan word deur die valse Messias met die nasies in Israel, wat tans in Israel aan die gang is 'n baie groot heenwysing na die verbond wat gaan kom. So ons moet dit maar baie mooi dophou. Dan sal die seels oopmaak een vir een. Die eerste natuurlik valse Christusse, gerugte van oorloë, hongersnode, pestiekes, aardbewings en dood. Dit is die eerste 4 perde wat hardloop. Die Here Jesus noem dit die begin van smarte. As jy Matteus 24 vers 3 tot 8 lees, dan sê Jesus duidelik, hierdie is die begin van smarte. Baie duidelik ook volgens Openbaring 6, vers 1 tot vers 8. En dan sal die 5de seël oopmaak in die middel van die 7 jaar. Dit is die abomination of desolation, waar die groot vervolging gaan begin, die wraak of die wraak van Satan natuurlik, wat die groot verdrukking is. En hier word die mens van sonde geopenbaar as die antichrist, die seun van die verderf. En dis hier waar die vervolging oor die kerk gaan begin, wat die Bybel dan ook noem die groot verdrukking. Dadelik na die verdrukking van daardie dae, is Matteus 24 vers 29 tot 31, dit is die verkorte verdrukking. Sal die son swart word, die maan soos bloed en die sterre sal van die hemel val, en dan sal die teken van die seun van die mens verskyn op die wolke van die hemel. Hoeveel keer moet hy kom op die wolke van die hemel? Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. En dan sal die harpatsou plaasvind, die wegruk uit gevaarheid, voordat die 7de seël oopmaak en die wraak van God gaan val op die goddelose in hierdie wêreld. Dan natuurlik aan die einde van die 7 jaar, wanneer die wraak volëindig is oor die nasies, sal die Here op 'n wit perd saam met die leers van die hemel sy kerk neerkom na die slag van Armageddon, en dan sal die 1000 jaar 'n vrederyke aanvang neem. Dit is in korte wat gaan plaasvind in die 7 jaar, die laaste 7 jaar periode of die laaste week van Daniël. Nou goed, ons praat hier van die teken van die seun van die mens. Hy kom op die wolke van die hemel na die groot verdrukking. Die pre-trib leraar sê hierdie op die wolke van die hemel gaan hier plaasvind. Nou as hulle 'n skrif kan uithaal en wys wat dit staan, ek dit baie graag wil sien. Daar staan nie so 'n skrif. Hulle gebruik 1 Tessalonisense 4 en aanvullende skrifte wat vir hulle aandui dat daar 'n pre-trib rapture gaan wees wanneer die Here op die wolke van die hemel gaan kom. Die Here se woord praat net eenmal van die wolke in die hemel, en dit is na die groot verdrukking. So nou wil ek vra, as hy dan aan die einde op 'n wit perd kom, kom hy dan 2 keer op die wolke van die hemel en 'n 3de keer op 'n wit perd? Want onthou, gaan lees maar die skrif, hy kom op die wolke van die hemel, elke oog sal hom sien. Dit is baie duidelik dat hy kom na die groot verdrukking. Daar is nie iets soos 'n 7 jaar wraakperiode nie. Dis eers die begin van smarte, in die middel van die 7 jaar die abomination of desolation, dan die groot verdrukking, dan sal die 6de seël oopmaak met die kosmiese tekens, en die skrifte is duidelik, gaan wys my enige ander skrif wat hierdie goed hier gaan gebeur. Glad nie. En dan sal die wraak van God plaasvind. Dit is die toren waarvan die Here ons gaan bewaar, wanneer die kerk weggeharpatso word uit gevaarheid. En dis wat harpatso beteken, wegruk uit gevaar, nie uit verdrukking nie. En dis baie duidelik. Nou ja, baie dankie dat jy saam geluister het, en tot ons weer gaan gesels oor die eindtyd gebeure en ander belangrike onderwerpe, mag die Here u seën. Tot 'n volgende keer, totsiens.